Hartlik goeiemôre, mag die Here baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe bereik. Nou, u mag nou sommer dadelik sê, maar hier is dan niks op hierdie stokkie nie. Wel, ek mag dalk ook vir u vra, wat sou u graag op hierdie stokkie wou plaas? Wat is die begeerte? Wat is die verlange? Wat sou u graag daar wou sien? Iemand dink dalk aan 'n spreeu, iemand anders dink dalk aan 'n visvanger, maar watter aard dit ook al mag wees, lief vriende, iemand mag dalk groter dink en dink aan 'n arend of twee baie vangertjies wat langs mekaar sit. Iemand mag dink aan 'n voël wat besig is om 'n goggatjie te vang. Nou, lief vriende, hoe dit ook al sy, wat sou die tekort wees in u lewe en waarmee kan dit gevul word? En dank die Here dat ons as kinders van die Here 'n wonderlike voorreg het, dat elke tekort wat daar in ons lewe is, het ons iemand wat dit vir ons kan kom vul. En dit is die Here Jesus. Jy weet, vir al u nood, vir elke behoefte, elke begeerte, vir alles wat daar is die Here Jesus daar. Dis tog wat Psalm 23 vir ons sê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. En dis die wonderlike saak dat niks ons sal ontbreek nie. Die Here Jesus se lewe, liewe vriende, is vir ons as kinders van die Here 'n voorbeeld. Ons het geen beter voorbeeld nodig as dit nie. 1 Petrus 2 vers 21 sê, want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het en julle voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Dis die voorbeeld wat ons moet volg. Die Here Jesus se lewe, hoe hy gedoen het, hoe hy opgetree het, hoe hy mense hanteer het. Alles, dis hoe ons dit moet doen. Johannes 12 vers 26 sê, as iemand my dien, laat hom my volg. Dis doeteenvoudig so. As jy die Here dien, volg die Here. Hy is die regte voorbeeld om na te volg. En dat die Here maar vir ons mag sê, wat gaan dit jou aan, volg jy my? Soos die Here vir Petrus gesê het. 1 Johannes 2 vers 6 sê, hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel, soos hy gewandel het. En liewe vriende, dit is die voorbeeld wat ons moet navolg. Kinders van die Here, moenie na ander mense kyk en ander persone of iemand wat die Here minder dien as u en dan voel u dalk nou goed oor jouself nie. Jaag na wat die Here Jesus gedoen het. Hy is ons voorbeeld. Kyk na sy lewe op hierdie aarde en doen dit. En mag u so oorgegee wees aan die Here, so toegewy wees aan die wil van die Vader dan ook. Die Here Jesus se dood, liewe vriende, is 'n plaasvervangende dood, is 'n versoenende dood, is 'n dood wat vir u genade bewerk. Romeine 5 vers 8 sê, maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Is dit nie wonderlik dat die genade van die Here so groot is, dat toe ons sondaars was, het die Here Jesus al klaar sy lewe neergelê, het hy in ons plek gesterwe, sodat ons kinders van God kan word. 1 Johannes 4 vers 10 sê, hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Liewe vriende, wat is hierdie liefde? Die Here Jesus het gekom en hy het ons lief en hy het versoening gedoen. Hoe het hy die liefde bewys? Versoening gedoen vir ons sondes. Nou as ons sondes wil hou en daarin wil lewe, hoe sal hierdie liefde van die Here ooit vir ons 'n werklikheid word? Maar as ons sondes na die Here toe bring, dan sien ons hoe groot hierdie liefde van God is. En dit sal maak dat ons nie bekommerd is oor wat ander mense sê nie. 1 Korintiërs 15 vers 3 sê, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte. Liewe vriend, waarom het die Here aan die kruis gesterwe? Vir u sonde, nie vir ander dinge nie. Nie vir ander sake wat mense so graag wil hê, vir rykdom en eer en roem. Nee, vir ons sonde. En ons kan sekerlik ons siekte na die Here toe bring. En maak nie saak, liewe vriende, hoe groot ons sondes nie, daar's versoening gedoen. Die Here Jesus het vir ons deur sy dood versoening gedoen. Dan het die Here Jesus ook opgestaan uit die dood uit, liewe vriende, om ons toekoms te verseker. Ja, u het 'n blye toekoms, liewe vriende, in die Here Jesus se opstanding. Ag, as die Here nie geleef het nie, of nie opgestaan het nie, was daar geen hoop. Maar nou leef hy het opgestaan uit die dood uit. Johannes 14 vers 19 sê, nog 'n klein tydjie en die wêreld sien my nie meer nie. Maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. Let op die belofte, julle sal lewe. Romeine 1 vers 4 sê, en na die Gees van heiligheid met krag verklaar is as die Seun van God, deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus ons Here.
Liewe vriende, is dit nie wonderlik dat die Here Jesus met krag verklaar is as die seun van God omdat hy opgestaan het uit die dode. Die Here Jesus is God en daarom is u toekoms verseker in hom. U hoef nooit daaroor te twyfel of te wonder nie. U kan nie altyd op die Here Jesus beroem. Hy het gesterf, hy leef en hy het opgestaan. Liewe vriende, Romeine 8 vers 11 sê, en as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Weereens die wonderlike belofte, dat die gees van God wat Jesus uit die dode opgewek het, ook u sal opwek in daardie dag. Mag u so op die Here vertrou en mag u so op die Here steun. Romeine 6 vers 8 sê, as ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dit ook dat ons saam met hom sal lewe. 1 Tessalonisense 5 vers 10 sê, wat vir ons gesterf het, sodat ons of ons waak en of ons slaap, saam met hom kan lewe. En dis die rede, liewe vriende, die Here het gesterf en hy het opgestaan, liewe vriende, en hy leef, sodat ons kan leef in 'n lewende verhouding met die Here Jesus Christus. Weet jy van hierdie verhouding? Is jy in hierdie verhouding? Het jy 'n lewende verhouding met die Here Jesus? Mag die Here u help as jy dit nie het nie. Kom soek hom, vra hom en hy mag dit vir u doen. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, baie dankie vir die liefde. Dankie dat u geleef het en vir ons 'n voorbeeld gestel het, gesterf het en ook opgestaan het en ons 'n vaste sekerheid in u het. Amen.